Maar kyk net 'n bietjie hier. In today's video, we destroy part of a historical tower in Little Germany and we visit some old buildings in Swakopmund. En kom kyk 'n bietjie hier. Pretoria se skool vir argitektuur. Ek kan nie dit onthou nie. Ons val sommer met die deur in die huis. Is die altes Amtsgericht. Dag sê. Welkom by Reispret. Swakopmund is ook bekend as Little Germany. En ons gaan vandag 'n paar geboue besoek in Swakopmund om te kyk hoe lyk dit in Klein Duitsland. In Namibia there are two towns that you can see German influence very strong, Swakopmund and Lüderitz, and there's no place you can see it better than in Swakopmund. On our right hand side is Woermannsbrock supermarket that we visited in a previous video. Vorne links is onze eerste stop für das heutige Video, Hohenzollernhaus. Hier links voor ons op die hoek is ons eerste stop. Ons is nou hier by een van die oudste geboue in Swakopmund. Dit is die Hohenzollernhaus. Dit was so 10 jaar na die stigting van Swakopmund se hawe gebou en dit was vir baie jare 'n hotel gewees. 'n Mens kan sien is gebou in 'n nuwe barok styl wat direk uitgevoer is uit Duitsland uit. Daai tyd het hulle Beyer se style in Duitsland gehad. In 1972 is dit as 'n monument verklaar en toe in 1988 het hulle dit verander in woonstelling. En hier staan hy vandag nog. Wat interessant is aan hierdie gebou is, in 1993 het die Pretoria se skool vir argitektuur 'n alumni uitstalling gehou by die Pretoria se kunsgalery. En toe was hierdie gebou ook daar uitgestal. Swakopmund is German for mouth of the Swakop River, die mond van die Swakop rivier. Swakopmund is in 1892 gestig as die hoofhawe vir Duits Suidwes-Afrika, wat toe later Suidwes-Afrika geword het en daarna Namibië geword het. Auch heute noch ist ein großer Teil der Bevölkerung deutschsprachig. The street we are traveling down now was called Brückenstraße, that is Bridge Street. In 2002, a Namibian politician, Albertina Amatila, named the street after herself. Daar voor ons is die jetty, net so links van die jetty is die Tug restaurant en op die jetty kan jy vir jou lieflike oliebolle koop. Ons het al die oliebolle in 'n vorige video gesit. In goeie Afrikaans is die Swakopmund jetty se naam eintlik die Swakopmund steier. Ek het nog nooit gehoor dat enigiemand dit die Swakopmund steier genoem het nie. Ons is egter nou op pad weg van die jetty af en ons is op pad na 'n ander plek wat nogal interessant is in Swakopmund. Terwyl ons nou hier ry, hier voor ons is ook die plek waar hulle die stalletjies het, waar hulle die allerhande snuisterye verkoop. En so eentjie aan is daar die Swakopmund se museum. Maar ons gaan ook nie daartoe vandag nie. Die plek waarheen ons nou op pad is eintlik een van die belangrikste plekke in Swakopmund en een van die belangrikste geskiedkundige plekke in Swakopmund. Maar baie min mense weet eintlik al van. So as far as history is concerned, this next stop is very important.
But as I said, not many people even knows about it. Hier agter my is die Woerman House. Dis in 1905 ontwerp deur Frederik Hoft. En dit was die hoofkantoor van die Damara and Namakwa Trading Company. Dit is hoekom die toring staan bekend as die Damara toring. En hier kan jy nou echt Duitse boustyl sien. Dit is maklik om dit van ver af te identifiseer. In die 1920s was hierdie as 'n skoolkoshuis gebruik. Toe later as 'n koopmanskoshuis. En in 1976 is die hele gebou gerestoreer en dit is as 'n monument verklaar. Die biblioteek is ook hier in hierdie Woerman House. Hier op die eerste vloer van die Woerman House is 'n kunsgalery, want Woerman Brok maatskappy het die gebou oorgeneem so in 1909 en hulle besit dit nou tot vandag toe nog. Die toring hier agter, die Damara toring, is vir jare lank gebruik om te kyk wanneer daar skepe aankom by die hawe en ook as daar mense aankom vanuit die binneland. Dit was 'n watertoring gewees, maar nou deesdae is dit 'n basis vir die Swakopmund Militêre Museum. En ons kan daar binne gaan kyk en ons kan 'n bietjie uitkyk wat buite aangaan. Kom ons gaan 'n bietjie in. If you want to visit the tower, you can pay at the library and get a key, or someone can even unlock the door for you. As soon as you go into the courtyard, you get the idea that you are standing inside a real-life fort. Visitors to the tower can climb up the tower, and on the first floor they can visit a Namibian traditional art exhibition, where also you can see some European contemporary art. Ons is nou op pad op by die toring, maar kom ons voer net gou 'n onderhoud met 'n plaaslike inwoner wat 'n bietjie meer kennis het van die Damara toring. 120 jaar oud. Ja. Ja, want hy was gebou deur die Damara Namakwa Gesellschaft. En die architect was Hoft, is het Hoft? Ja. Hoft het hem gebouwd in 1904, 1902, 1904, 1906, daar heeft het gebouwd. En dat was dus nog eerst, was dat nog een kolonie van Duitsland. En dan is het dus nog, Walvis was onder Zuid-Afrika? British. Of Brits? Ja, hij deed. So, nou konden mensen nou die Walvis gebruiken, nou hebben we de haven hier gemaakt, dat is ook wel een jetty daar gebouwd. Okay. Ja, nou worden we met die boten nou ingekomen, nadat we nou van die gezelschap nou aan die Woerman familie verkopen. We met die boten nou ingekomen. En nou die goed ingebracht, wat we nou gaan verkopen van hier af. Zodat die boten kon nog niet nader komen, want dat is nog te shallow. Ja, dat is vlak, ja. Ja, zo nou moeten we nou die boten daar parkeren dan met de kleine bootjes, toen hier vanaf gaan, die goed gaan vatten. Hier zo op die show brengen en daarna hier brengen van hier af verkopen. Oké. Ja, en wat je nou uit weet, is die Morse codes, dat we gebruikt met de torch. Ja. Ja, tot hash. Wat je zijn gestuurd. Ja, die zijn gestuurd en dat was ook met die spelen dat we ook gebruiken. Zo wordt er nou maar aangegaan. Dus we komen er nou hier gebouwen, dat is een lighthouse. Oké. Dat is het enigste hoogste gebouw wat je kunt zo opnemen. Ja. Zo, hij is hoger als die viertoren was. Hij is hoger dan wij lighthouse en viertoren. Die lighthouse is nou recently eerst gebouwd, maar hierin is de hoogste hier. Oké. Zo je kan nog steeds ook op het reasonably flat. Zo je kan, maar als het er zo op is, dan kan je nog in het vers en door de teen gaan. Oké. Zo geregeld dat het maar voor die toeristen en voor die mensen om maar op één keer punt te lezen. Lekker. Ja. Nou maar laten we eens kijken waar dat boer aan gaat.
Ons is er nog nie bo nie. Jy sien hele klompie van hierdie stelle trappe. En jy kan nou al klaar sien hoe hoog hierdie gebou eintlik is. En hoe jy uitkyk met die venster. Kyk net daar. Jy betaal hier so 30 Namibiese dollars. Dis R30 per persoon om hier op te kom. Maar hoor jy, dis die moeite werd. As jy hier sien, dis die hoogste gebou in Swakop. Hier is 'n boom hier langs aan wat hoër as die gebou is. En ek sien daar is nog 'n leertjie om nog hoër te gaan. Maar ons mag nou nie daarop gaan. Maar kyk net 'n bietjie hier. Daar lê die jetty daaronder. On a clear day, from this tower you can see as far as the eye can see. En jy's bokant al die geboue in Swakop. Standing here above all the buildings in Swakopmund, you can see the German influence, and it feels as if you are in a part of Germany. Hulle het gesê ons kan maar al die vensters hier oopmaak om beter te kan sien, want dit is maar altyd so mistigheid op die ruitte. Hier aan hierdie kant kan mense die vuurtoring sien wat daar nader aan die strand is. Daar is so swak op so vuurtoring. Die gebou is hoër as dit. The lighthouse is there in the gardens behind the Swakopmund Museum. The lighthouse is about 28 meters high. Hier bo in die Damra-toring besef mense net hoe hoog mense bokant Swakopmund is. Mense is hoër as al die ander geboue hier rondom. En ek dink hierdie toring is omtrent so hoog of selfs 'n bietjie hoër as daai Agulhas vuurtoring wat ons so 'n paar weke terug in die Agulhas video besoek het. As ek nou kyk hier na die vuurtoring van Swakopmund wat daai kant is. Daai vuurtoring is blykbaar 28 meter hoog en die gebou is hoër as dit. So is baie interessant. Hier is 'n boom wat omtrent so hoog of bietjie hoër as hierdie Damra-toring is. So dit moet seker dan nou een van die hoogste bome in Swakop wees of dalk die hoogste boom in Swakop. Hier is die leertjie waar ons nie kan opgaan nie. Hulle seker bang iemand spring af daar van bo af. Hier na hierdie kant toe kan mense weer die brug oor die Swakop rivier sien. Daar so wind kom in van die kant af. Maar daar aan die kant die venster wil lekker oop hê. Daar aan die kant kan mense die brug sien oor die Swakop rivier. Van die pad wat nou gebruik word. Op hierdie video sal mense nou nie kan sien nie, maar daar aan die regterkant nader in die water is 'n brug waar die ou pad was oor die Swakop rivier. Dit moes baie lank terug gewees het. En daarso is 'n resort ook daarso wat genoem word die Altebroeke Resort. Dis die ou brug resort. Daarso waar die ou brug se stukkies uitsteek, waar die branders breek, kan mense dit omtrent sien. Hulle sê die afgaan is altyd moeiliker as die opgaan. Gelukkig is die trappies nou nie so styl soos die Agulhas vuurtoring se
se leertrappe nie. Dis interessant, kyk hierdie. Jy kan hulle toemaak. En wat wonderlik is, hierdie goed werk nog alles. Dit is meer as 100 jaar gelede gebou. En dit werk nog steeds. En dit dien nog steeds, dit dien nie meer die doel wat dit gedien het daai tyd nie. Maar jy kan nog net so baie sien van die bo af. Eintlik nog meer. Hoorie, dit is regtig lekker om hierdie plekke te kan besoek. Kyk hoe hoog is dit af. En ek is nou al halfpad by die trappies af. As jy nou regtig wil, kan jy die video gaan kyk en jy kan die trappe tel. Maar ek het nou nie die trappe getel nie. Ek het nou nie eens getel hoeveel stelle trappe hier is nie. Ons is amper onder. Hier kan jy nog verder afgaan. Seker 'n kelder. Dus kyk gou hier by die Damara-toring. As ons afgaan. Is donker. Seker baie spooke hieronder. Hier kan 'n mens nou mooi hierdie ou boustyle sien. Ons is hier in die vierkant van die Woerman House. Toring is net hierso. En daar is daai boom wat omtrent so lank soos die toring is. Van hier af lyk hy korter. In diesen Mauern mag Eintracht dauern. En hierdie mure mag eendrag voortduur. Ek dink ek het dit reg vertaal, ek hoop so. As daar van julle is wat Duits verstaan, sê van of ek verkeerd gepraat het. In diesen Mauern mag Eintracht dauern. Binne hierdie mure mag eendrag voortduur. Pragtig. Dit was die Woerman House met die Damara-toring. Now we are going to another place that's on the corner of Theo Ben Gurirab Avenue and Tobias Hayek Street. Der alte Name war Bahnhofstrasse und Mittelstrasse. Most of the name changes were done after Namibian independence. That happened in 1990. So that was between 1990 and 2002. This is the building we are going to visit, and it is called the Altes Amtsgericht. Hierdie gebou hier agter my is die Altes Amtsgericht. Dit was gebou as 'n skoolkoshuis, maar toe raak die geld op en toe moes die staat die bouery oorneem. Toe maak hulle dit 'n landdroshof. En Altes Amtsgericht is die Duitse woorde vir ou landdroshof. Hier staan hy vandag. Dis vandag munisipale kantore. The name of the building means Old Magistrates Court. Hierdie Altes Amtsgericht is ontwerp deur dieselfde ontwerper as wat die Lutherse kerk hier in Swakop ontwerp het. Sy naam was Otto Ertl.
Dis 'n voorreg om al hierdie besondere plekke te besoek. En dis nou alweer die einde van vandag se video. Onthou asseblief, druk like en druk subscribe, vertel vir jou vriende van ons kanaal, stuur sommer 'n skakel vir hulle, laat hulle ook inskakel op die kanaal, druk die klokkie, dat jy gereelde kennisgewings kry, en ons sien jou volgende week.